julle merke. Gereed. Timoteus 4. Ek vermaan jou ernstig voor God en Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies gaan oordeel, en ook met die oog op sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan, weerlê, bestraf, bemoedig in alle geduld en deurlering. Want daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot versinsels wen. Maar bly jy in alles nugter, verduur jou lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening voluit, want ek word reeds as drankoffer uitgegiet en die tyd van my dood is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Nou wag die oorwinningskraans van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter, op daardie dag vir my sal gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms liefhet. Goeiemôre Blanco gemeente familie en almal wat saam met ons stap in die voetspore van Jesus Christus. Dis 14 Februarie 2021 en baie welkom by hierdie derde erediens van siklus 1, God se asem tussen bladsye. Ek groet jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Soos jy kan sien, staan ek hier by die wegspringpunt van die 100 meter, hier by Laerskool Blanco. En agter my is waar die wedlope gewoonlik afspeel, en al begin die skole môre, is daar nie kalklyne gegooi nie, want geen buitemuurs is op hierdie stadium moontlik nie. Dis vreemde, uitdagende tye en ons dink aan al die graad 1-tjies wat skool toe gaan, al die graad 7's van laas jaar wat aanmeld by die hoërskool, al matrieks van verlede jaar wat wag vir hulle uitslaa en wat hopelik op pad is om ergens te gaan werk of te gaan studeer. Mag dit vir jou 'n besondere, wonderlike jaar wees. Het julle die musiek aan die begin van die video vanoggend herken? Dis Vangelis se musiek vir die film Chariots of Fire. Een van my gunsteling films wat afspeel by die Olimpiese Spele in 1924. En is daar waar die hoofkarakter Eric Liddell die goue medalje gewen het in die 400 meter. Die film handel oor sy geloof, sy vasbyt, sy vasberadenheid, sy sukses saam met die res van Engeland se Olimpiese span. En dan keer hulle terug triomfantelik die Engelse span. Maar Eric en sy gesin vertrek na China as sendelinge tot en met sy dood in 1945. 'n Absolute passie vir sy roeping om die evangelie van Jesus uit te leef en te bring in China. In die tyd van die Tweede Wêreldoorlog is hy saam met 'n klomp ander in China waar hy gewerk het as 'n onderwyser, is hy in 'n konsentrasiekamp gehou. En uiteindelik sterf hy sonder sy gesin, wat hy laat terugkeer het na Engeland toe. Hy het agtergebly
vir 'n tyd lank om te help in hierdie krisis. En hy sterf uiteindelik daar in die konsentrasiekamp. Een van die enigste westerlinge, as ook een van die enigste Christene, vir wie daar vandag ergens in China 'n standbeeld opgerig is. 'n Man van geloof, 'n man van passie, 'n man wat die lewenswedloop voltooi het. Net soos wat ons gelees het in die brief wat Paulus skryf aan Timoteus, daar in 2 Timoteus 4. 'n voorbeeld van iemand wat sy lewe uitgegiet het as 'n drankoffer tot eer van die Here en wat die oorwinnaarskroon ontvang het. As ek hierdie film kyk en as ek Vangelis se temalied hoor, dan dink ek ook aan kinderjare voor die TV vasgenaal terwyl ek kyk na die Comrades Marathon. Ergens in my agterkop was daar altyd die droom van 'n Comrades hardloop, maar ek het op skool tot 'n matriek was ek maar 'n 800, 1500, 3000 meter atleet. Maar ek wil dat ons so bietjie dink en kyk na die Comrades Marathon vanoggend. Ek het vroeër in die week gaan kuier by oom Ivan en tannie Rina Ramsauer. En ek het hom gevra om ons te vertel oor sy Comrades Marathon jare en die lewenslesse wat hy geleer het uit sy deelname aan hierdie beroemde wedloop. Hy het sy eerste Comrades Marathon gehardloop in 1985 en sy laaste ene was sy 10de marathon en dit was in 1997. Hy het vir my deur sy plakboeke gewys, sy foto's, sy medaljes en kom ons luister na die lewenslesse wat hy met ons deel. Dis nooit te laat om te begin hardloop nie. Ek was 48 toe ek my eerste Comrades gedoen het. En jy moet 'n besluit neem en voluit begin voorberei. Vroeg opstaan elke dag. En dan vir maande met 'n doel voor oë. Ek is besig om vir 'n bepaalde wedloop te oefen. Aansporing en raad van vriende is baie belangrik, veral in die aanmoediging langs die pad. Jou geestesinstelling en wat in jou kop aangaan is belangriker as jou fiksheid. Tydens die wedloop is daar baie hoogtes en laagtepunte van uitputting en 'n toets van uithou vermoë. Sonder geloof van bo is dit nie moontlik. Dit is eintlik amper kragpille van die genade van bo. As jy daar kom, wanneer jy voel om op te gee, dra die verwagting van 'n medalje by die wenpaal en dit word 'n vreugde op die geliefde se gesigte as jy dit wel voltooi het. Jy weet, dis altyd jy kry 'n medalje as vergoeding, maar ook as jy by die huis kom, dan is dit omhelsings. Jy weet, jy het dit gemaak en jy het dit voltooi. Jy pak elke wedloop aan, nie op jou eie nie. Jy is gekoppel aan jou sterkte, jou krag van bo. Jy moet nie dink jy is so goed nie. Jy is afhanklik van jou hemelse Vader wat vir jou die krag gee en die deursettingsvermoë gee om elke dag wat jy doen op jou beste te doen. Voluit, vasbyt en voltooi. Terug by ons teksgedeelte van vandag, 2 Timoteus hoofstuk 4. Paulus is die ouer, eintlik afgetrede ouderdom dominee wat nooit afgetree het tot en met sy dood, sy martelaarsdood nie. En wat nou kort voor sy dood skryf vir die jong dominee Timoteus. Timoteus wat by tye swaar gekry het in die gemeente. Allerhande krisisse en teenkanting en kritiek wat hy moes verduur.
En Paulus skryf uiteindelik 2 briewe vir hom, 1 Timoteus en dan 2 Timoteus waar hy ons vanoggend gelees het. En dit is so besonder om hierdie ouer man, vol van wysheid met 'n lewe agter hom, van vasbyt en van integriteit, om te hoor hoe bemoedig hy hierdie jong dominee. Hy sê selfs in een van die teksgedeeltes in die 2 briewe, sê hy vir hom om vir hierdie angstigheid en bekommernisse wat hy soms ervaar, Timoteus nou, dat hy 'n bietjie wyn moet drink. Iets dalk van om regtig te kyk na sy gesondheid en om die reguit pad te loop en eintlik om nie wakker te lê met baie van die krisisse nie, maar om te vertrou op die Here. Nou Paulus, dit is maklik vir hom om te praat want hy was self nie so baie goeie voorbeeld van rustig slaap in die nag nie. Ons sien dit in ander tekste waar hy praat van dat hy in die nagte rondrol oor gelowiges wat sy geestelike kinders is. Dat hy lief is vir hulle en bekommerd is oor hulle en investeer in hulle lewe. Paulus is so 'n voorbeeld van wat ware mentorskap is. Van die ouer generasie wat met liefde en deernis uitreik na die jonger generasie. En dan in vandag se gedeelte, dan begin hy met die beginsel van om passievol te leef, om voluit te leef. Daar waar jy is, volgens jou roeping. Vir hierdie jong dominee is dit sy roeping as 'n dominee en wat verkondig en wat moet leer en bemoedig en aanspreek en trane afvee en rigting aandui. Maar vir jou en vir my wat dalk nie predikante is of so nie, ons roeping is presies dieselfde wanneer Paulus se beginselwoorde van om voluit te leef, passievol te leef, op ons lewe van toepassing is. Want ons het mos ook 'n passie, ons het mos ook 'n roeping. Ons moet ook leef daar waar ons is, by die praktyk, by die klaskamer, op die sportveld, waar jy ook al jou brood verdien of op hierdie stadium in die klaskamer of agter die rekenaar moet sit en werk. Daar waar jy ontspan, daar moet jy leef voluit, sê Paulus. God se droom vir jou moet jy uitleef. Jy het 'n roeping. En daarom sê hy, as dit gaan oor om voluit te leef, dan sê hy vir jong dominee Timoteus, hierdie bediening, hierdie roeping wat jy aanvaar het, wat jy omarm en wat jy jou lewe uitstort as 'n drankoffer tot eer van die Here, doen dit voluit en doen dit passievol. Mag jou en my lewe, daar waar ons leef, daar waar ons werk, daar waar ons speel, mag dit getuig van passie, wat ons vind in die krag van die Heilige Gees. Paulus sê dis nommer 1, ek en jy moet voluit leef. Maar tweedens sê hy, ek en jy moet vasbyt. Daar in vers 5 sê hy vir jong dominee Timoteus, hy moet nugter wees en dan moet hy lyding verduur, verdra, vasbyt. In 2 Korintiërs 11 vanaf vers 24 tot 31 is daar 'n ongelooflike opsomming wat Paulus gee aan daardie gemeente in Korinte oor wie hy is en hoekom jy in sy lewensverhaal kan sien dat hy iemand is wat bereid is om vas te byt vir die saak van Jesus Christus en dat hy nie hierdie lewe en hierdie roeping van hom leef ter wille van eie eer of eie sukses of finansiële voordeel nie, glad nie. Hy verwys in daai teksgedeeltes na die feit dat hy in die tronk gegooi was, dat hy geslaan was, dat sy lewe op 'n stadium aan 'n draadjie gehang het, dat hy 5 maal deur die Jode laat gesel is, naamlik 39 houe elk, dat hy 3 maal met stokke toegetakel is, dat hy eenmaal met klippe gegooi is en vir dood agtergelaat is, dat hy op 'n skip was wat gesink het eenmaal, dat hy op 'n stadium 'n hele nag en dag op die oop see rondgedryf het, dat hy die wêreld vol gereis het, baie avonture gehad het, maar in die proses soveel gevare moes trotseer, soos vol riviere, rowers wat hom wou aanrand, mense wat sy prediking verwerp het, gevare in die stede en in woestyne, storms op die see, en dan vals gelowiges wat sy lewe moeilik gemaak het. Hy praat van bitter, baie harde werk,
Baie nagte sê hy, het hy nie 'n oog toegemaak nie. Dikwels sê hy, het hy niks gehad om te eet of te drink nie. En dan was daar tye wat hy praat van sonder warm klere wees. Hy praat van krisisse wat hy moes hanteer. En dan sê hy ook aan die einde van hoofstuk 11 dat hy hierdie absolute passie het vir wanneer gelowiges wil tou opgooi. Dat hy hulle eie pyn voel aan sy lyf. Wat 'n voorbeeld van vasbyt. Tot die einde, totdat hy 'n paar maande na dat hy hierdie brief geskryf het, 'n marteldood gesterf het in die naam van Jesus Christus. Die derde beginsel wat Paulus deel met die jong Timoteus, is die feit dat hy hierdie lewenswedloop, hierdie lewensmarathon moet voltooi. Hy moet hardloop tot by die wenpaal. Hy moet nie maak soos party kameraads-atlete wat in die begin van die wedloop baie TV-tyd kry en dan sal die kommentators moet sê, nee, ons weet nie wie's die ou nie, hy het nog nooit 'n medalje in die verlede gewen nie en hulle twyfel of hulle dit sal maak. En dan sien jy 10, 20 kilometer later, dan sak hulle uit. Nee, Paulus sê, Timoteus, jy moet weet, hierdie is nie 'n 100 meter nie. Hierdie is 'n marathon en jy moet hardloop. Ja, jy moet voluit hardloop. Jy moet jou beste gee, alles wat jy het. Ja, jy moet vasbyt wanneer jy moeg is, wanneer jy nie meer kan nie. Die Gees sal jou krag gee. Maar belangrik is jy moet hardloop tot die einde van die wedloop. Jy moet hom voltooi. En dan praat hy oor homself as hy sê, hy weet, Paulus, dat sy dood naby is. En dan sê hy, maar ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Hy's 'n voorbeeld van aanmoediging vir Timoteus. En hy sê, hardloop, nie die helfte van die marathon nie, nie 3/4 nie, maar tot by die wenpaal. Jy kan dit doen deur die krag van die Heilige Gees. Maar wie staan by die wenpaal? Jesus Christus. Hy staan met sy arms oop en hy wag jou in. En daarom moet ek en jy, wanneer ons moeg is, wanneer ons moedeloos is, wanneer ons nie meer kan nie, moet ons fokus op hom. Ons moet hom raak sien. Ons moet dink aan hom. Ons moet sy woorde laat maal in ons gedagtes. Sy woorde van bemoediging. En dit beteken ons moet sy woord lees. Ons moet sy woord inasem. En op so 'n manier kry ons krag. Die Bybelboek Hebreërs, daar in hoofstuk 12, gebruik ook soos Paulus hierdie beeld van 'n wedloop. Kom ons lees dit saam en laat dit jou bemoedig in hierdie wedloop van die lewe. Daarom, terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslaa raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom, wat so 'n vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Met ons oë op Jesus, met sy woorde wat ons inasem, sy asem wat is in die bladsye van die woord, het ons krag om voluit te hardloop en om die wenstreep te haal. Wanneer ons hierdie wedloop voltooi, gaan Paulus verder en hy sê, ontvang ons 'n oorwinningskrans. Die oorwinningskrans van geregtigheid. En wie gee dit? Die Here. En hy beskryf hom as die regverdige regter. En dan sê Paulus, hierdie oorwinningskrans wat hy gaan ontvang na sy dood, is nie net vir hom nie, maar is ook uiteindelik vir Timoteus, vir die gelowiges van sy tyd, en ek weet dis ook vir jou en vir my, wanneer ons eendag
daai lint gaan breek met 'n laaste asemteug wat uitgeblaas sal word. En dan die verwelkoming by Jesus Christus. Hierdie oorwinningskroon, hierdie beeld wat Paulus gebruik het, 'n besondere geskiedenis. Julius Caesar was byvoorbeeld bekend daarvoor dat hy in die openbare verskyn het met 'n laurierkrans op sy kop, 'n teken van oorwinning. Daar's een van die Asterix boeke wat vertaal is in Afrikaans en die titel is Caesar se laurierkrans. Hy wou te alle tye projekteer, ek is 'n wenner, ek is 'n oorwinnaar. Die Griekse woord wat Paulus hier gebruik en wat hy kry uit die sport van sy dag is die woord Stephanos. En dit is vertaal in die 2020 vertaling met die woord oorwinningskrans. En die beeld verwys na die laurierkrans wat oorwinnaars by die antieke spele, by die Olimpiese spele ontvang het. Dus die teken van oorwinning. Die woorde wat Jesus gesê het, gesê sal word deur sy Vader aan elkeen wat die oorwinning behaal. Mooi so getroue dienskneg. Jy was getrou. Jy het die oorwinning behaal deur die krag van my Gees. Kom in en kom vier fees saam met my vir ewig en vir ewig. Dankie Vader, Seun, Heilige Gees vir die voorbeeld van een van u kinders, Paulus, so lank gelede. Dankie vir sy voorbeeld van bemoediging teenoor 'n jong man. Dankie vir die beginsels uit hulle lewens wat ons ook ons eie kan maak in hierdie oggend. Ja Here, wil u ons help om ons oë te hou op die wenpaal op Jesus Christus. Wil u Heilige Gees ons krag gee wanneer ons moeg en moedeloos is. Wil u deur u woord oor ons kom spoel. Dankie dat ons u asem, u Gees ervaar, soos wat ons in hierdie siklus besig is met u woord. Ons wil u woorde inasem en so 'n nuwe lewe kry. Kom dan, Heilige Gees, en inspireer elkeen van ons wat moeg is, wat oorlaai is, wat geestelik pap is, wat emosioneel klaar is, wat liggaamlik swaar kry. En kom inspireer ons, kom gee ons krag om vas te byt. Here, om voluit te leef, voluit te hardloop. En om uiteindelik, soos Paulus, soos Timoteus, soos gelowiges deur 2000 jaar reeds, die wenstreep te haal, die wenpaal te haal en die oorwinningskrans by u te ontvang. Mag dit so wees, 'n dag van vreugde vir elkeen van ons. In Jesus naam, amen. Bly volhard soos atlete, dis God wat ons wedloop bepaal. Daar's 'n skar verlostes wat wag om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verstrik, dat ons God se pad met volharding kan loop. Dis die pad na die ware geluk. Hou die op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoop. Vir die vreug daarna het hy smarte verdra,
Hy begin en versterk ons geloof.